Baie welkom by vandag se aanlyn preek. Dit is lekker om saam met jou te wees. Nou, die Franse wiskundige en filosoof René Descartes is nogal bekend vir die feit dat hy algebra begin gebruik het om meetkunde probleme op te los. So wanneer jy algebra gebruik om meetkunde probleme op te los, het jy hom te danke. Maar dis nie waarvoor hy eintlik bekend is nie. Descartes is bekend vir 'n sinnetjie wat hy gesê het, vir 'n filosofiese konklusie wat hy gemaak het. En dis die sinnetjie wat jy baie al gehoor het. I think, therefore I am. Hy het deur 'n seisoen van vertwyfeling gegaan. Tipies soos iemand wat meer wiskundig aangelê is, het hy goed betwyfel, het hy goed bevraagteken, het hy goed probeer bereken en alles as 'n ware het net nie vir hom sin gemaak nie en hy het dit betwyfel en hy het later gewonder, maar wat is sy bestaan eintlik? En hy het tot die konklusie gekom, die feit dat hy vertwyfel, die feit dat hy bedink, die feit dat hy kan dink, is sy bestaan en maak van hom 'n mens. I think, therefore I am. Wie is ek? Wie is jy? Ek het vir my AI-assistent gevra, who am I? En luister wat skryf hy of sy vir my. You are a person who values personal growth, deep reflection, and a thoughtful approach to life. Based on past conversations, you have a strong appreciation for literature centered around leadership, habits, personal development, and interpersonal dynamics as well as theology. Frequently exploring the ideas of authors like John Mark Comer, Craig Rochelle, Peter Scazzero, and Eckhart Tolle. When you need to recharge, you tend to lean toward intentional solitude, preferring quiet, self-catering getaways surrounded by nature. On the lighter side of things, you appreciate a good laugh and enjoy keeping up with prominent comedy films like Adam Sandler and Ryan Reynolds. In short, you seem to be someone who balances a serious commitment to inner growth and a purposeful living with a healthy appreciation for humor and rest. Is dit regtig wie ek is? Is dit regtig wie jy is? Wat sê die Bybel van ons en wie ons werklik is? Ek dink dis waar ons moet begin. Ek dink nie ons is omdat ons dink nie. Ek glo ons is meer. En vir die volgende 3-4 weke gaan ons in die skepingsverhale van Genesis 1 en 2 en 'n paar ander geselekteerde gedeeltes rondbeweeg om te probeer verstaan, wat was die oeridee, wat was die gedagte van ons as mens en waarvoor is ons gemaak en vandag spesifiek, waarvoor is ons gevorm, want hy het die mens gevorm, lees ons. So waarvoor is die mens gevorm? Want as jy wil weet waarvoor iets geskep is, moet jy die skepper vra. Die ontwerper, hoekom het hierdie ontwerper hierdie produk of hierdie patent ontwerp? En ons moet gaan na die skepper om te vra wie ons is. En ek nooi jou na 'n paar gedeeltes in Genesis. Kom ons lees in Genesis 1. Vers 26 en 70. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, as ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en die diere, en oor al die aarde, en oor al die kruipende diere wat op die aarde rondbeweeg. God het die mens geskep na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskep, manlik en vroulik het hy hulle geskep. Dan vind ons in hoofstuk 2 'n vertelling wat so 'n bietjie van 'n ander hoek afkom, maar dieselfde storie vertel. Die Here God het die mens met die stof uit die grond gevorm en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So die mens 'n lewende wese geword. Die Here God het 'n tuin aangeplant in Eden en in die ooste en die mens wat hy gevorm het, daar geplaas. Die Here God het die mens geneem en hom in die tuin van Eden geplaas om dit te bewerk en op te pas. Die Here het ook gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n helper maak, as sy gelyke. Hulle twee was naak, die mens en sy vrou,
maar hulle was nie skaam vir mekaar nie. Kan ek wegspring net 2 vinnige algemene opmerkings uit dit wat ons gelees het maak. Eerstens, ons is gemaak vanuit verhouding vir verhouding. Kom ons lees net weer vers 26 van Genesis 1. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, as ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en die diere en oor die hele aarde en oor al die kruipende diere wat op die aarde rondbeweeg. Dis interessant dat anders as by die res van die skepping wat ons vooraf gelees het in Genesis 1, waar God sê, laat daar wees, en hy spreek 'n woord, sien ons hier dat God spreek 'n begeerte uit. Hy sê, kom ons maak. Nie laat daar wees, kom ons maak. En dis vir my 'n verandering. Dis 'n interessante draai wat ons vind, 'n wending in hierdie verhaal, wat God sê, wanneer dit by die mens kom, is dit 'n begeerte, en ek wil nie net 'n woord spreek nie, ek wil vorm, ek wil maak. Tweedens uit hierdie gedeelte sien ons, hy maak na sy beeld, sy gelyke. Met ander woorde, iemand wat soos hy is, en met hom kan interaksie hê. So ons is gemaak na sy beeld, juis vir interaksie. En dan die interessante wat ons lees, is God maak homself bekend as 'n ons. Hy sê, kom ons, hy gebruik die meervoudsvorm. Interessant ook, die woord vir God in Hebreëus is El, en Elohim, Him is die meervoudsuitgang. Hy sê, kom ons, later in Genesis 3, toe die mens sondig, toe sê God, nou het die mens net soos ons geword. En ek dink hierdie verwys na een van die groot misteries van God, wat ons seker nooit met ons menslike gedagtes sal kan vasvang nie, en dit is dat God 3 is, maar dat God 1 is. Hy's 'n 3-eenheid, is die woord wat ons gebruik. En miskien kan jy daai misterie nie verstaan nie, maar jy weet, sekere misteries hoef ons nie te verstaan nie, ons moet dit net glo. En ons moet net verwonder daaroor staan. En God is 'n Vader, 'n Seun en is Heilige Gees. En ek dink is hierdie uitdrukking van 'n volmaakte eenheid. Perfekte verhouding. Kom ons maak mense na ons beeld. Ons is gemaak vanuit 'n ons uit. Ons is geskep vanuit verhouding. God het vanuit hierdie perfekte verhouding ons as mens geskep. En daarom wil ek dit vandag sê, verhoudings is nie 'n speek in die wiel van menswees nie. Verhoudings is die as waarom menswees werklik draai. Wie is ek, Descartes? Is ek omdat ek dink? Of is ek omdat ek verhouding is? Is ek omdat ek dink en die somtotaal van my denke, of is ek die somtotaal van my verhoudings, want God het my geskep vanuit verhouding. En dan sien ons nog iets, nog 'n opmerking, algemene opmerking uit hierdie skepingsverhale is dat ons bestaan uit verskillende samestellings. Luister wat sê vers 7 van Genesis 2, en die Here het die mens met die stof uit die grond gevorm, en in sy neus asem geblaas, en die mens het 'n lewende wese geword. En hierdie is die begin van die Bybelse verstaan van menswees, dat ons is nie net 'n liggaam nie. Ons is meer. Want ons liggaam word uit die stof van die aarde geskep, en interessant, daar's koolstofatome in ons wat dieselfde materie in het as wat die sterre in het. Ja, so ons is uit die stof van die aarde gevorm, maar ons is meer as dit. Hy blaas in ons sy onsterflike asem, wat eintlik die werklike jy is, wat nie kan doodgaan nie, wat vir ewig sal lewe. Blaas hy in ons in, en dan sê hy, word ons, en dan gebruik hy die Hebreëse woord, 'n nefesh, 'n siel. En soos ek sê, dis die ontstaan van hierdie gedagte, die Bybelse verstaan, ons is meer as net liggaam. Ons is meer as net wat ons dink. Daar's meer, en
As jy in die Bybel lees, dan praat hulle van 'n liggaam wat verganklik is en weer tot stof terugkeer, 'n gees wat daar 'n onverganklike gedeelte is, wat altyd sal voortbestaan, en dan jou siel, waar jou denke en jou intellek en jou emosies en jou wil gesetel is. En is hierdie unieke samestelling wat ons gans anders maak as plant en dier. En dis hierdie unieke samestelling wat maak dat ons in verhouding kan wees. Ons is nie omdat ons dink nie, ons is omdat ons gevorm is vanuit verhouding vir verhouding. En as jy dan verder in hierdie verhale lees, dan kom jy agter dat God skep die mens of maak die mens of vorm die mens, soos ek sê, vanuit verhouding vir verhouding met hierdie unieke samestelling. Maar hy skep ons vir 3 primêre verhoudings. Die eerste verhouding is die ek-u verhouding. Hy skep in ons daai kapasiteit om te hunker na God en om in 'n verhouding met God te kan staan. Hy skep ons met hierdie geeskapasiteit sodat ons met hom kan gemeenskap hê. Ons lees in die verhaal dat hy het gereeld in die aand met die wind gekom en met die mens gemeenskap gehad. Nou iemand na wie ek baie luister, maak nou die dag 'n interessante opmerking. Hy sê, ons sal baie keer sê, ons het 'n geestelike ervaring gehad. Maar hy sê, dis eintlik nie reg om so te praat nie. Dink bietjie mooi daaroor. As ons 'n gees het, en dis primêr wat van God afkom, is ons nie eintlik geestelike mense wat 'n menslike ervaring het. En dat menswees is maar 'n kort tyd van ons lewe. Maar dat ons eintlik geestelik is en dat ons met God in verhouding kan wees, met hierdie drie-enige God wat perfekte verhouding is en wat ons in daai verhouding innooi tot 'n verhouding met hom, 'n ek-u verhouding. Nou een van die bekendste skilderye in Rusland is die skildery van Andrei Rublev wat hy die drie-eenheid geskilder het. En daar's 'n prentjie van dit op die skerm van die drie-eenheid. Die volgende prentjie wat ek wys is waar hy in die galery spesifiek hang in Rusland. En jy sal sien al die ander skilderye in hierdie galery is nie toegemaak nie. Maar hierdie een is in 'n glaskas want dit is soos in 'n volkserfenis. Dis hulle belangrikste skildery. Maar wat interessant is van hierdie skildery, as ons teruggaan na die vorige prentjie, dan hier waar hierdie 3 persone sit en hierdie 2 persone wat hier voor sit, is daar so reghoekige merkie op die skildery. En die tradisie sê dat aanvanklik wanneer mense na hierdie skildery gekyk het, was daar 'n spieeltjie of iets wat geweerkaats het, wat hulle eie weerkaatsing kon sien, wat eintlik sê dat die drie-eenheid nooi jou in hierdie verhouding in. En sê, kom, ons is in verhouding, en ons nooi die hele mensdom in verhouding. En vir daai rede, dink ek, is baie mense geestelik dood, as ek dit in aanhalings kan sê, totdat jy lewendig word en ontwaak vir 'n ek-u verhouding. Waar is jou ek-u verhouding vandag? Waar staan dit? Jy word genooi en sê, is plek aan die tafel. Kom doen lewe saam met my. Kom leef saam met my. Ek het my seun vir jou gegee om vir jou te sterf. Jy kan kom lewe saam met my en die lewe saam met my doen. 'n ek-u verhouding. Maar ons lees ook dat ons word genooi tot 'n ek-jy verhouding. God kyk na die hele skepping en sê dis goed, en dan kyk hy na die mense eensaamheid in hoofstuk 18, en die Here God het gesê in vers 18 vir hoofstuk 2, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek gaan vir hom iemand maak met wie hy in verhouding kan wees. Dat hy ook 'n ek-jy verhouding kan hê en in hierdie ek-jy verhouding kan leef. En hy maak vir hom iemand met wie hy kan identifiseer, 'n gelyke. Nou is interessant, ons almal soek en hinker na hierdie verhouding. Ronald Rolheiser skryf die volgende. Hy sê wanneer ons gebore word en in ons kinderjare wat ons groot word, is die grootste sielkundige ding wat met ons gebeur is, ons begin onsself vestig as 'n individu. Jy begin losmaak en besef ek is los van mamma,
Ek is los van my bedjie wat ek slaap. En later kom jy agter maar ek's los van die huis wat ek in bly. En jy begin hierdie individu word. Jy ontwaak letterlik vir jou individualisme as mens. Vir die ek groei en die ek ontwikkel, die myne, die ek wil sekere goed doen. En hierdie ek ontwikkel al hoe verder en in die tienerjare kom maar 'n baie interessante komplikasie as ons dit kan noem. En dit is puberteit. En wat puberteit doen is, dit vuur jou aan. Skielik is dit hierdie dinge wat jou aanvuur en hierdie dinge wat jy beleef en jy voel maar, ek wil my eie ding doen, ek wil nie meer onder hierdie dak met hierdie reëls bly nie, en jy raak in 'n mate rebels en jy sê, ek wil hier uitkom, en jy kan so vinnig genoeg uit die huis uitkom nie, en dis deel van wat puberteit aan ons doen. Anders bly ons in ons huise tot ons 40 of 50 is. En as ons na so 'n situasie kyk, dan sê ons, dis 'n hartseer situasie, dit moenie so wees nie, dis nie reg nie. So puberteit vuur ons aan om die wêreld te gaan verken en te probeer die wêreld oorwin, en die interessante wat dan gebeur is hierdie storm en drangjare, wat jy leef en nie wil slaap nie, en so laat as moontlik opbly, en soveel as moontlik van die lewe wil inneem, en wil eksperimenteer, en jy wil uitgaan, en mense ontmoet, en kuier, en braai, en vriende. Hoekom? Want daar's 'n hinkering om 'n jy te vind, iemand anders te vind, om wat dan te doen? Om dan op die ou ende net weer rustig te raak, te settle, en 'n huis te vestig, waar jy in 'n ek-jy verhouding kan leef. Dit is menslik, ons is gemaak daarvoor, ons is gemaak vir verhoudings. Om saam met mense die lewe te deel, om saam met mense vreugde te deel, saam met mense hartseer te deel, om deur mense ook gevorm te word, en dan ook daai intieme verhoudings waar ek naak en kwesbaar kan wees, vir myself kan wees. En ons lees die mens was naak en kwesbaar, maar het alles met mekaar gedeel. Want jy sê, as jy nie ek-jy verhoudings het waar jy naak en kwesbaar kan wees nie, dan begin jy illusies te lewe. Ek weet nie of dit nog so is nie, maar op 'n stadium was ek baie lief daarvoor om nie die finale van Idols te kyk nie. Maar hierdie privaat audisies voor die tyd wat hulle nou mense gekeer het, en dan verskyn hulle eers privaat voor die beoordelaars, voordat hulle dan na die groter show toe gaan. En ek dink van die mense wat hulle vooraf keer, stuur aspres 'n paar mense deur wat regtig nie kan sing nie. En dan begin daai persoon te sing met soveel oorgawe, en dan begin hierdie beoordelaars giggel en lag. En is eintlik 'n verskriklike verleentheid om dit te kyk. Maar altyd as ek dit kyk, dan dink ek by myself, het hierdie mense nie naby, het hulle nie mense naby aan hulle, wat iewers vir hulle gesê het, jy kan nie sing nie. Jy kan dalk somme doen, of jy kan dalk gedigte skryf, of jy kan dalk mooi teken, of jy kan goed met mense wees, maar jy kan nie sing nie. En baie keer dat ons hierdie klomp blinde kolle in ons lewe, omdat ons nie genoegsame ek-jy verhoudings het, wat vir ons op hierdie goed wys nie. En dan my volgende vraag is, wat maak jy met die waarhede wat na jou toe kom? Werk jy daarmee? As iemand vir jou sê, jou vel is bietjie dun, werk jy daarmee? As iemand vir jou sê, jy's bietjie buffelagtig, werk jy daarmee? As iemand vir jou sê, jy kan nie sing nie, doen jy iets daaraan? As iemand vir jou sê, jy's goed hiermee, ek dink jy moet hierdie meer doen. Wat maak jy met die ek-jy verhouding? Ons is nie omdat ons dink nie. Ons is omdat ons in verhouding is. En dit vat my na die laaste verhouding. Die ek-dit verhouding. Ons is ook gemaak om in verhouding met die skepping te staan. Vers 15 sê, die Here God het die mens geneem en hom in die tuin van Eden geplaas om dit te bewerk en op te pas. Ons is sy verteenwoordigers. En ons word ook op 'n aarde geplaas in 'n omgewing. En ons het 'n verantwoordelikheid om in verhouding met die aarde te staan. Want ons is sy verteenwoordigers. Ons kan nie hierdie verantwoordelikheid delegeer na iets of iemand anders toe nie. Dis die mense verantwoordelikheid. En dan sal nogal veral 3 woorde wat voorkom in hierdie Genesis verhaal: bewerk, bewaak en heers. Bewerk, plant, maak beter, teel, bou, en dan bewaak, hou dit dop, bestuur dit reg. En dan heers, en heers kan so verkeerd verstaan word.
Sien nie, ons heers oor die diere, so ons kan die diere uitwis. So ons heers oor die haie, en haie byt mense, kom ons wis al die haie uit. Nee, wat is heers? Heers kom van heerskappy af, en kom van koningskap af. En hoekom deur die eeue wou mense leiers en konings gehad het? Want hulle het geglo, wanneer ons 'n leier en 'n koning het wat opreg is, gaan hy ons omgewing veilig maak. Gaan hy beter omstandighede vir ons skep, sodat ons kan floreer. En dis wat heers is. Ek skep beter omstandighede, sodat goed kan floreer. Ons moet bewerk, ons moet oppas, ons moet heers, sodat goed kan floreer. Dis deel van mens wees. Deel van verteenwoordiger wees. Ons sê dit so baie. Wanneer ons werke doen, is ons eintlik God se verteenwoordiger, of God in vermomming, hier op aarde, wanneer ons omsien na dinge. Luister na hierdie stelling. God skep deur ons, deesdae, iets niets. Wanneer ons iets ontwerp, wanneer ons niets bou. God red deur ons 'n spesie van uitwissing. God plant 'n boom of 'n woud deur ons. God spaar water deur ons. God bewaar die aarde deur ons. Ons het 'n verantwoordelikheid ook tot die ek dit. Ek sal graag met Descartes wil gaan sit en sê ek dink ons is meer as net die goed wat ons dink. Ons is die som totaal van ons verhoudings, want ons is gemaak en gevorm deur God vir verhoudings. Wil jy nie vir 'n oomblik reflekteer oor jou verhoudings? Jou ek-u verhouding. Jou ek dit, ek hulle verhouding. Die ek jy, die ek hulle, en dan die ek dit verhouding. Waar staan jy? Jy's gemaak vanuit verhouding vir verhoudings. En weet jy wat? Wanneer verhoudings werk, floreer ons optimaal. En mag dit in jou lewe die geval wees. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat U ons roep tot verhouding. Ons is meer as die som totaal van ons denke, ons is die som totaal van 'n menigte netwerk van verhoudings. Help ons om verhoudings reg te kry, want wanneer ons mekaar liefhet en ons kry verhoudings reg, dan sal die wêreld weet, ons is U volgelinge. Amen.